Paul Creer se standbeeld is gisternag gevandaliseer en die skoolhoof van die Pretoria High School for Girls gaan haar glo tot die Raad op Arbeidsverhoudinge in die onderwyssektor wend. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM op hierdie Vrydag die 26ste September. Ek is Esmerie Eysel. Die Paul Creer standbeeld op Kerkplein in die Pretoria se middestad is gisternag deur vandale beskadig. Volgens die Pretoria Erfeniskomitee se Sakkie de Plooy is die skokontdekking vroeg vanoggend deur skoonmakers gemaak. Hy sê dit blyk dat die vandale die heining wat oom Paul en die boerekrygers moet beveilig oopgesny en klippe gebruik het om die beelde van die 4 krygers te beskadig. Een van die beelde se voet is afgekap. Hulle het van die voet of 2 afgesaag, ook van die geweerlope. En ek dink dit het nou tyd geword dat ons so gou moontlik oom Paul verskuif, maar nie niks hier laat nie. Die FHK het 'n pragtige kopie gemaak daarvan, 'n 3D kopie, so ons kan dan ywer daarvoor dat ons weer 'n nuwe oom Paul hierso kry. So ons gaan nie oom Paul permanent verwyder nie, maar ons wil oom Paul terugbring, maar die kosbare oom Paul wil ons elders gaan sit in veilige bewaring. Ons vertrou dat organisasies sal saamwerk sodat ons dit kan doen. Intussen het die replika van die standbeeld wat op reis Orania toe is vandag in Potchefstroom aangekom. Joost Strydom, die uitvoerende hoof van die Orania beweging, het sy afgryse uitgespreek omdat die standbeeld nie op die Noordwes Universiteit se kampus toegelaat is nie. Hier staan ons voor die hoofhek van kampus en ons is nie welkom om op kampus te gaan en ons erfenis te vier nie. Dit is 'n instelling, PVCAO, wat deur Afrikaners gebou is, wat deur gereformeerdes gebou is. En hier is Paul Creer nie welkom nie. Maar net laas week sing die EFF, kill the boer, kill the farmer. En ons geen gevolge nie, ons geen reperkusies nie. Dis die dubbele standaarde wat ons vandag sien op kampusse reg oor Suid-Afrika, dat Afrikaners nie welkom is nie. Meer as 700 van Eskom se elektriese transformators is nie in 'n werkende toestand nie weens vandalisme en onwettige verbindings. Die minister van elektrisiteit, Kgossihenso Ramokgopa, het die kommerwekkende openbaring gemaak tydens 'n media-konferensie in Pretoria. Hy sê die kragvoorsiener se elektrisiteitsbeskikbaarheidsvlak staan tans op 70%. Ramokgopa meen onwettige verbindings verstadig hulle vordering om 'n einde aan beurtkrag te bring. Verskeie politieke partye in die Ekurhuleni Metro is teleurgesteld nadat die Metroraad die mosie om die metropolisie adjunkhoof Julius Mkhwanazi te skors verwerp het. Die raad het gister vergader om die mosie te oorweeg nadat hy na bewering met die omstrede Vusimuzi Cat Matlala verbind word. Mkhwanazi het egter steeds vir spesiale verlof aansoek gedoen. Die ANC, EFF, Action SA en die AIC het teen die mosie gestem en is van mening dat die besluit om 'n senior EMPD-beampte te skors by die metro se bestuurder en nie die metroraad lê nie. Die skoolhoof van die Pretoria High School for Girls, Philippa Erasmus, gaan haar glo tot die Raad op Arbeidsverhoudinge in die onderwyssektor wend, nadat sy op een van die 3 klagtes teen haar onskuldig bevind is. Sy is vroeër vanjaar vir 3 maande sonder salaris geskort nadat die departement van onderwys in Gauteng haar skuldig bevind het op 2 van die klagtes teen haar. Die klagtes hou verband met die skorsing van 12 matriekmeisies in 2023, versuim om die beheerliggaam se beleid oor personeelwerwing en bevordering uit te voer en wangedrag toe sy haar man, wat die skool se tuine op vrywillige basis onderhou het, toestemming gegee het om 'n skoolvoertuig te gebruik. Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie, waarvan Erasmus 'n lid is, het appel teen die bevindinge en straf by die LER vir onderwys in Gauteng, Matomi Chilwane, aangeteken.
En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Dankie vir die saamkyk hierdie hele week. Jy moet 'n mooi aand en 'n pragtige naweek hê. Tot volgende week.